Vader, baie dankie vir geleenthede soos hierdie wat ons bevoorreg is om saam te kan wees as u kinders wat belangstel in die woord en belangstel in die werk van die Heilige Gees en om meer te leer. Wat ons glo ook hier is om u te kom verheerlik met ons teenwoordigheid en ook te kan ontvang wat u vir ons dan in u teenwoordigheid wil kom leer. Here, ons vertrou dat u ook deur u woord, deur die werking van u Gees in elke hart sal kom werk. U weet wat ons elkeen nodig het. U weet waar elkeen van ons ook saam met u bevind, wat ons nodig het om te leer of om tereggewys te word, dalk vermaan te word, wat dit ook al sê, Here, ons vertrou die werking van die woord aan u Heilige Gees, toe die een wat die woord geïnspireer het en ons beter ken as wat enige iemand ons ooit sal ken. Dankie vir die instaatstelling ook om u woord te kan bedien vanaand. Ons weet, Here, Paulus het gesê ook, ons bekwaamheid is uit Christus en nie uit onsself nie, sodat die prediking nie sou bestaan uit die oorredende vermoë van die mens nie, maar uit die krag van God. En dit is my gebed dan ook vir vanaand, dat u sal werk en u self sal kom verheerlik, soos ons vanmôre ook gesien het, die ware sin van u woord, dat u al die lof en al die eer, die hulde sal ontvang, wat by u pas, want u alleen is dit waardig. Dankie dat ons dit kan bid, weet u hoor in Jesus se naam. Amen. Goed, dus het gekyk of alles werk. Ja, sê, ons werk. Goed, so ons het vanoggend met u 'n bietjie gesels oor die gedagte van die katte en die honde in ons lewens, en dan ook oor hoe ons baie keer op 'n subtiele wyse eintlik onbewustelik baie keer eintlik maar met katteologie besig kan wees. Terwyl die Here wil hê ons moet met hondteologie besig wees. En ons ook vir u gesê, dit beteken nou nie as u 'n hondliefhebber is, dat u nou noodwendig ook hondteologie beoefen nie. En as u nou 'n kat is, dan ook andersins sê, maar waaroor gaan dit? En die eerste en die belangrikste les wat ons geleer het omtrent dit alles is, it's not about you. Dit gaan nie oor my en jou nie, dit gaan oor Jesus self. Want dis wat ons geleer het ook in Johannes 16 vers 14, daai gedeelte het gesê het, wanneer hy gekom het die Gees van die waarheid, dan sal hy ons in die volle waarheid inlei, maar hy sê ook, hy sal my verheerlik. En ons het gekyk ook na wat die betekenis is van die woordjie verheerlik, om iemand die voorgrond te gee, om terug te staan sodat iemand anders kan ek maar die Engelse uitdrukking gebruik, die limelight by ons steel, by ons oorvat, want ons wil toch maar baie keer so belangrik wees, en ons wil maar graag in die kollig wees, maar dit gaan op hierdie aarde nie oor ons nie, dit gaan oor Jesus, en die Here ken ons persoonlikhede, hy ken ons agtergrond, hy ken ons motiewe, hy weet alles, en dit is maar nodig dat ons soms op hierdie dinge ook gewys moet word, want dit is een van die dinge wat ons die maklikste misleid kan raak, en dit is in ons gesindhede, in ons motiewe, want dit is nie goed dat mense nie altyd sien nie, maar God sien dit raak. Ok, so nou kyk na dit, ek het maar so 1 of 2 grappies saamgebring oor katte en honde, wat ons nou kan kyk, net om so, elke diens so 'n beligte ding begin, die kat sê vir die honde first, stop trying to be all things to all people. Nou dis maar baie keer, dis 'n hond se gesindheid ook, nee, hy wil altyd almal please, terwyl 'n kat is maar so op sy eie ingestel, hy gaan sy eie gang, hy's meer 'n alleen tipe kreatuur, terwyl 'n hond hou daarvan om ander te vermaak en ander ook dan tevrede te stel. Aan die ander kant ook, ek dink daar's 'n groot waarheid ook in daai 5 minutes after you leave the house, what if they never come back? Wat sê die kat? Hoe? Dit sê vir mens toch, maar daar's 'n verskil tussen honde en katte, né? 'n hond mis jou verskriklik vinnig, en 'n kat, hy kan lang sonder jou klaarkom, hy gaan sy eie gang. Goed, so dit is net so ligtelik om mee te begin. So die hele gedagte wat is ook dan met u gedeel is, dogs have masters and cats have staff. Dis hoe hulle maar opereer, en dit
openbaar vir ons iets baie besonders ook van die onderskeid wat beskryf ook tussen Christene. Daar's baie Christene wat werklik waar geleer het en geoefen het en hulle lewens ingestel het al so gevorder het dat hulle kan werklik waar sê, en die Here kan dit beamoen van sy kant af ook, dat die persoon leef vir my. Die persoon se prioriteite en sy gesindheid alles is in 'n groot mate al goed gevestig en baie volwasse, maar aan die ander kant, daar's maar baie kinders van die Here. Christene wat dink ons is daar in die kerk en ons is in hierdie lewe om gedien te word. En almal moet maar net altyd spring en altyd sorg dat dit met my goed gaan en dat ek nie te veel moeilikheid het nie. En dit is waar die onderskeid baie duidelik vir ons na vore kom. So ja, dis die twee gedagtes, daar sê dogs have masters en cats have staff. Nou goed, dis die groot les, it's not about you, dit gaan nie oor my en jou nie, punt. Goed, nou ook, soos verder gaan kyk na dit, die volgende skryf ook, cats act as though God exists to meet their needs, but dogs exist to bring glory to God. En dit het ons vanoggend ook baie mooi gesien, dat mense wat hierdie kat ingestel het, kom ons noem het van hier af katharte en hondeharte, ek dink het gaan ook sin maak as ons so daarna verwys, maar mense met katharte dink God is daar vir my. En hy moet sorg dat ek deur hierdie lewe kom met so min as moontlik moeite, en as daar ergens 'n misse plaasvind, of dit nou buite my beheer of onder my beheer is, hy moet daar wees om alles net uiteindelik te fix. Hy is die helper. Hy is die een wat net altyd moet sorg dat ek weer regkom en met terug op die pad sit en so aan. En verder is mense nie altyd daarop ingestel om werklik die Here te aanbid met 'n lewenswyse nie. En dis die groot verskil wat mense met hondeharte is werklik waar om die Here in alles te kan verheerlik. Nou wat sê die woord van die Here vir ons? Op verskillende plekke, ek het so 4 teksverse wat ek maar gaan uitsoek het, tussen baie ander, wat hierdie groot waarheid vir ons baie duidelik onderstreep. In 1 Korintiërs 10 vers 31 lees ons, of julle dan eet of drink of enigiets doen alles tot verheerliking van God. En dan kan mens natuurlik vir jouself die vraag afvra, as ek sekere goeders dan wel doen, eet en drink of wat hy ook al, kan ek werklik waar sê, die manier wat ek het doen, die gesindheid waarmee ek het doen, die motief waarmee ek het doen, is werklik waar sodat Jesus verheerlik word. So, ek dink daar kan ons al baie goeders begin uitsif en begin agterkom, maar dit gaan nie altyd so nie. En dan ook verder sê in Kolossense 3 vers 23, en wat julle ook al doen dit van harte soos vir die Here, en nie vir mense nie. Ons is hier om mense te behaag nie. Ons is hier, en dis ons skepingsdoel wat ons vanoggend oor gepraat het, dis hoekom die Here vir my en vir jou hier op aarde gesit het, dat ons suksesvol moet wees. Ja, dis belangrik, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Maar sodat ons hier op aarde godvrugtig kan lewe, en sodat ek en jy 'n verhouding met hom kan hê, waarin ons hom verheerlik, en waar hy die eer kry vir wat hy gedoen het. Of ons lewe en of ons sterwe, tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Onderstreep hierdie gedagte, en in die laaste enetjie wat belangrik is ook, 1 Korintiërs 6 vers 20, wat sê, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Hy het aan die kruis het vir jou en my gekoop. Ons behoort aan die Here. En hy het nie silwer of goud gebruik om ons waarde te openbaar nie. Wat het hy gebruik? Sy eie lewe. Is daar enigiets meer waardevol as die lewe van Christus? Die seun van God, die ewige seun van God. Daar's niks meer waardevol in hierdie ganse heelal as hy nie. En hy het sy lewe op die spel geplaas. Dit was die losprys gewees. Om jou en my onder sonde uit te koop. Om jou en my terug te koop. So die beeld van God herstel kan word in ons lewens. Goed, so dis 'n paar gedagtes wat ons net in gedagte ook moet hou. Ons vanoggend geëindig so kort voor die tweede vraag wat ons gevra het. Die eerste vraag, kan jy onthou wat was dit gewees? Dis my afgesluit het. Hoekom het Jesus na hierdie aarde toe gekom? Om aan die kruis te kom sterf. En ons het dit gehanteer. Dit het nie gegaan daaroor oor my nie. Ja, hy het my in gedagte gehad. Maar in die eerste plek het dit gaan oor om die wil van die Vader te gehoorsaam. En ek en jy het gebaat die voordeel getrek uit Jesus se gehoorsaamheid. In die opsig dat ek en jy gered kan word. Deel van God kan word.
Nou die volgende vraag wat ons dan vanaand moet vra ook, is dan, hoekom moet ons heilig lewe? En nou as julle al mooi opgelet het in die klas, dan gaan julle kan antwoord sê, sodat ons God kan verheerlik, né? Dit sal die geestelike antwoord wees, maar wat is die normale antwoord, dat ek al baie keer met kinders van die Here te doen gekry het, as hulle praat oor heiligheid, en hulle praat oor die motivering voor, hoekom moet ons met heilig lewe? Dan gebruik hulle self sekere teksverse, soos onder andere daar in Hebreërs, wat hy sê, ek dink is daar Hebreërs 12 vers 14, wat hy sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Dis sê, ek moet heilig lewe, want as ek nie heilig lewe nie, gaan ek nie saamgaan met die wederkoms nie. Dit is net hulle wat heilig lewe, wat die Here gaan kom haal. Is dit wat in die teksvers staan? Nee. Waarsonder niemand die Here sal sien nie. En daai teksvers sluit vir my verskriklik mooi aan by Johannes 16. Hy sal my verheerlik, en dit is wat ek en jy moet doen. As ek en jy nie lewe in heiligmaking nie, wat gaan gebeur? Niemand gaan Jesus in jou en my raak sien nie. En dis wat die teksvers my beteken. Hebreërs 12 vers 14 sê, waarsonder niemand die Here sal sien nie. En ek wil net 1 of 2 woordjies byvoeg, sodat jy dit beter kan verstaan. Hy sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here Jesus in jou lewe sal uitken nie. Sal sien nie. Sonder die Heilige Gees, sonder heiligmaking, kan Jesus nie die voorgrond hê nie. Want dan lewe ek uit myself. Dan sien mense baie keer vir jou en vir my. Hulle gaan nie Jesus sien nie. So dis die rede vir heiligmaking. Nie sodat ek kan saam gaan hemel toe. Die Here kom haal die wat aan hom behoort, die wat weergebore is. Wat sê mense nog baie keer ook? Ek moet heilig lewe sodat my gebede beantwoord kan word. Ja, dit het 'n invloed. 'n Heilige lewe het 'n baie meer suksesvolle, baie meer vrugbare gebedslewe, maar dis nie die motief nie. Sodat ek meer vir hom kan bereik. Ja, dis waar. Maar jy kan in elk geval nie vir die Here iets bereik as Jesus nie 'n werklikheid in jou lewe is nie. So, ja, daar's redes, en ek sê weer, almal van die gedagtes wat ek nou vir julle noem, en wat mense baie keer sê, is nie verkeerd nie, maar is nie volledig nie. Want wat sê die woord van die Here vir ons, wanneer dit kom by die rede en die motief vir jou en vir my, om heilig te lewe. En heilig, wat ek weer net sê, beteken nie ek moet so lewe, wat daai geding van, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, en nou is ek so wetties, en ek is so nou geset en alles, en ek loop so deur die lewe, en ek sien niks reg, nee, ek is so, almal moet net sien, ek is heilig. Mense wat sulke heiligheid beoefen, is besig met katteologie, because it's all about me. Kyk hoe heilig is ek. Heiligmaking moet van so aard wees, dat niemand het agterkom nie, behalwe die mense met wie jy te doen kry, nie jyself nie. As jy bewus raak van jou eie heiligheid, dan is jy besig met katteologie. 1 Petrus 4 vers 11 sê, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Daar is die sleutel vir die rede vir heiligmaak. Daar is die rede, onomwondig gestel die rede, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom. Behoort aan hom, nie aan my en jou nie. So iets belangrik om te leer en te ontdek met betrekking tot kat en hond teologie. Ons sien dikwels met hierdie tipe van boodskap, sien ons die verborgde motiewe en ons gesindhede, die bedoelinge van ons harte wat baie keer weggesteek word vir ander mense en wat ons self baie keer nie eens van bewus is nie. En dit kan verootmoedigend wees vir jou en vir my. Ek besef, Here, ek dink ek is fyn en alles is oké, maar dan kom wys die Here vir jou, hoor, so daar's 'n nouer pad om te wandel. Daar's 'n pad nader aan my, en hoe nader jy aan die Here lewe, hoor dit ek vir vanaand sê, hoe nader mense aan die Here lewe, hoe meer raak jy bewus in die eerste plek van wie hy is, en sy heiligheid, en hoe meer wil ek ontslaa raak van dit wat nie soos hy is nie. En dis heiligmaking. Maar die Here my meer soos hy maak,
en waar ek minder van myself is. Jy ken daai storie wat ek al vir julle vertel het, van die ou wat eendag die standbeeld van 'n perd gemaak het, dus hy besig met sy buitel, en hy is besig met die perd, maar hy het nie 'n foto van 'n perd of niks, dit is maar net hier. Toe vra iemand van nou, hoe kry jy dit reg om 'n perd so uit klip uit te kap? Waar is jou prentjie? Toe sê nee, ek kap dit alles weg, want nie soos 'n perd lyk nie. Dit is wat die Here ook in jou my lewe doen. Wat doen hy met heiligmaking? Hy vat alles uit ons lewe uit weg, en hy wys vir ons alles wat nie soos Jesus lyk nie. En in daai proses wat hy dit baie keer vir ons wys, veroorsaak dit ongemaklikheid. Want ons protesteer teen dit. En ons gebruik baie keer, ag, maar dis maar my persoonlikheid. Ag, maar dis maar my agtergrond. Dis maar ons Botas is maar so, of ons Malherbes is maar so, of ons wie ook al, is maar so, ons het maar hier meertjies dan ons is maar kort van draad, of ons is maar so, of ons is maar so twak, man. Verskoning nie. Jy moet nie uiteindelik wees soos jou naamgenote nie. Jy en ek moet wees soos Jesus. Dis die feit. En ons skop teen hierdie goeters. Okay, so kom ons by die derde vraag wat ons wil vra. Waar dink jy het God alles geskep in die heelal? Nou daar is net so 'n aanhalingkie wat ek gelees het, hy sê, lees dit gou saam. Hy sê, how come, dit is alles oor jou en my gegaan het, hierdie hele skepping en alles wat hy sê, how come there are sounds dog can hear but we can't? If it's all about us, how come the eyesight of eagles is better than ours? If it's all about us, how come giraffes needs only 5 minutes of sleep at a time and we need at least 6 hours to recharge? How come I can't change appearance like the chameleon can? Party vrouens is nogal goed op pad met daai, nee. Okay. Dit is so vinnig nie, maar okay, how come a baby horse can walk hours after birth, but we need months just to learn how to crawl? Didn't God know we had places to go? People to see, things to do? How come our bodies easily wear out with age, unlike elephants that can live until the hundreds? It's all about us. Dit gaan nie oor my en jou nie. Wat sê die woord van die Here vir ons? Kolossense 1 vers 16. Hy sê, want in hom is, ek weet nie, Openbaring 4 vers 11, om hier gou lees. Openbaring 4 vers 11 sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Hoekom lyk die skepping soos hy lyk? Want God wou. Dit is sy wil. En nou wat ons in gedagte moet hou, en ek steier altyd by hierdie gedagte. As ons kyk na hierdie skepping, en ek gaan vir jou 'n paar foto's wys, van hierdie skepping wat so fantasties, asemrowend is. En om te dink, dit is 'n gevalle skepping. Want hierdie skepping is onderworpe aan die sondeval. Kan jy dink hoe is dit gelyk het in sy oorspronklike toestand? Onbesmet, onveranderd. Goed, so, waar word dit geskape? Kolossense 1 vers 16 sê, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye, owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Kom ons verduidelik net gou die laaste vers, die gedeelte, hy sê, alle dinge is deur hom en tot hom, dit beteken net eenvoudig, en ter wille van hom geskape. Is tot sy eer en heerlikheid geskape. God het geskape om sy eie heerlikheid te openbaar. Om sy vermoëns te openbaar. Sy ongelooflike kennis. En dan sê mense wat nie glo in die skepping nie, dit het alles, soos ek ken Houwend ook baie keer sê, it all started with soup. Ja, dan sê dit sop. So moes so massaatjie het ontstaan en uit die sop het alles ontwikkel. Of het nou dinosaurs is en of het nou paddes is en of het nou mense is, hulle het maar net so ontwikkel so met die jare en het was survival of the fittest gewees. Biljoene jare is nie genoeg daarvoor nie. Openbaring 4 vers 11 sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. It's not about us. Ons kan dit geniet. Ons kan dit waardeer. En ons kan God bewonder en aanbid daarvoor.
Maar ons is nie die middelpunt van die skepping nie. God is. Die hemele vertel die eer van God. Ekskuus, dan het gedeurgaan. Die hemele vertel die eer van God. En die uitspan sal verkondig die werke van sy hande. Dis wie hy is. Goed. Kom ons kyk gou na so 'n paar fotootjies nie. As jy kyk na dit word deur teleskope waargeneem. Niemand was nog ooit naby aan dit gewees. Daar op die regterkant kan jy sien, dis hoe die Melkwegstelsel lyk, waar ons van deel is en wat bestaan uit triljoene sterre. En dis maar een van biljoene sonnestelsels soos die Melkwegstelsel. En net in ons Melkwegstelsel waar ons ergens 'n ou spikkeltjie is in daai. Daar's nog miljoene sulkes. Ons is niks in daardie versameling van sterre nie, van die Melkwegstelsel nie, wat ligjare in afstand is, wat jy nie eens kan meet met kilometers nie, maar jy moet dit meet in tyd. So uitgestrek is dit, so ongelooflik groot is dit. En dan lees ek daar in Psalm, ek dink is 142, 43 daar ergens, wat hy sê, die Here roep die sterre almal by hulle naam. Hy gee vir elke een van daai sterre 'n naam gegee. En dis God se kennis. En dink jy, ek en jy is belangriker as daai ster? Verseker. But still, it's not about us. Dit gaan oor hom. Die ongelooflikheid van sy skepping is net eenvoudig asemrowend. Mens kan nie dit regtig waar met jou verstand uitredeneer nie. Dat daar letterlik biljoene sterrestelsels is, wat elkeen biljoene sterre bevat. En dis maar net wat hulle van weet en ontdek het. Die res is daar. Ons nog iets daarvan gehoor nie, ons gaan dit nooit in ons lewenstyd sien nie. Wat sê dit vir jou en vir my? As ek en jy nie die kans gaan kry om dit ooit te kan sien, nie eens op 'n foto nie. It's not about us. Hy het dit vir homself gedoen, om sy heerlikheid te openbaar. En dan ontken mense nog steeds wie hy is. Kyk na daai foto, daar kan jy sien, dis, as jy daar in die Karoo kom, ek het dag, ek wil dit my vertel, daaronder, as jy ergens in die platteland kom, waar daar niks stadsligte en goed is, en dan sien jy die Melkwegstelsel op daardie manier. Ons hier rond, ons moet hom soek. So besoel is dit hier rond, nee. Okay, goed. As jy kyk na dit, dis natuurlik ook nog op my bucketlist. Weet ek wat ooit gaan naby kom, om die noorderligte eendag fisies te gaan sien, bo daar Finland, Groenland, IJsland, daar omgewing daar heel bo, die Arktiese sirkel. Dit is 'n daaglikse skouspel van lig wat veroorsaak word deur die magnetiese velde van die aarde en die son se reaksie daarop. Maar dis hoe van dit lyk. Fotos sê hulle doen nooit reg aan wat dit werklik is nie, om dit in lewende lywe te sien hoe dit beweeg. Dis nie staties nie, dit beweeg die hele tyd. Is net eenvoudig ongelooflik. So daar's so 'n paar, en dis nie AI hierdie goed is nie, hoor. Dis nie geskepte fotos met rekenaars, want deesdae kan dit gedoen word. Hierdie is regtig waar fotos wat geneem is deur mense wat daar was. So dis 'n paar fotos wat mense sien daar, en mense sien waarmee God besig is, sy handewerk. En dat ons tog 'n vername plek inneem te midde van al hierdie dinge wat jy daar in die heelal sien, wat ons bevoorreg het om te sien. As jy kyk na daai, ek weet daai twee foto's het ek vir jou gewys, dis nou, ek dink, die van julle wat nou vis vang, sal weet, dis nou, ek dink is 'n marlyn, as ek reg is, né? Maar as jy kyk na 'n marlyn, op die linkerkantste foto wat jy daar sien, is so lyk wanneer jy hom uit die water uithaal, dan het hy nie kleur nie, hy is so silwer. Maar daai vis onder die water is, in die dieptes, dan het hy ongelooflike kleure wat hulle probeer voorstel het op die foto op die regterkant. Dis wat hulle met enige gedoen het hom geverf. Dis hoe hy lyk onder die water. Hy het die ongelooflikste kleure onder die water. Wie sien dit? Nie ons nie. Bitter min mense op hierdie aarde het die voorreg om daai vis daar te kan sien. En daai kleure wat hy natuurlik het. Wat sê dit vir jou en vir my?
It's not about us. God het dit gedoen. En hy weet dit, en hy geniet dit. Hoekom het hy dit gedoen? Iemand gesê, because he liked it. Het is eenvoudig soos dit. As jy kyk na die versameling van visse onder, daar's maar 1 of 2 foto's. Mens kan hierdie goeders oral gaan lees en gaan opsoek, maar die verskeidenheid en die kleure wat jy onder die water kry, en hulle ontdek, amper op 'n daaglikse basis, ontdek hulle spesies, ontdek hulle nuwe visse en kleure en dinge in die dieptes van die see, sodat tegnologie ook vermeerder. En mens staan net verstom oor alles wat hulle ontdek. En hier volg 'n paar foto's van dit. Dis alles kreature wat jy onder die water kry. Van hulle is deurskynend. Hierdie ene op die onderkant, wat ek hier vir julle wil, hierdie ene. Dis 'n anglerfish. Ek weet nie hoeveel het al dit gehoor van hom. Hy word genoem 'n anglerfish. Dit wat jy daar bokant om sien, daai. Is sy draadwerk. Hoor wat jy sê. Daai aerial hier bokant om, en in die voorkant van die aerial is daar 'n liggie. En daai liggie, hierdie visse leef in die dieptes van die see, waar dan nie lig is nie. En hy gebruik daai liggie om ander vis en prooigoeders nader te lok. En as hulle uit nuuskierigheid naby in die liggie kom, Jaws, dan is dit verby. Dis so, nou vra ek jou, hoekom is dit? As jy kyk na al hierdie verskriklike fyn detail, en hierdie is 6 voorbeelde uit miljoene uit, wat 'n mens kan gaan uithaal, maar net om vir te demonstreer, dit gaan nie oor my en jou nie. God het dit gedoen, omdat hy wou, omdat hy kan. Tot sy verheerliking het hy dit gedoen. Gaan 'n bietjie voort, jy kyk na die insekwêreld. Ongelooflik, jy kyk daar ou mooitjie daar op die linkerkant bo, die skoenlappertjie aan die onderkant wat deurskynend is. Daai enetjie daar bo, daar heel regs bo, het 'n gesiggie op sy bokant. As mens na party van hierdie goeie kyk, dan kom jy agter dat God ook dank 'n baie fyn humor moet hê, want van hierdie goeie is regtig waar. Dis koslik. Hoekom het hy dit gedoen? Gaan voort. Die ouens wat van die orgidee hou, kyk na, daar's 'n paar voorbeelde daarboor. Jy kan nie so 'n paar foto's van 'n apies daar gesit het, né? En dis maar een voorbeeld. Hierdie kant lyk soos mannetjies. Daai lyk soos eentjies. God se handewerk wat hy mee besig is. Ons gaan aan. Kyk na voëls, die kleure. Dis maar weer eens, maar of 4 voeltjies wat ek daar ingesit het. Daar is nog so 1 of 2. Maar dis God se handewerk. Within the realm of creation, God has surrounded us with a multitude of things that should make us marvel and sit in a state of wonder as we contemplate His creativity. Each animal has some incredibly unique attributes that reflect the glory of God. So why did He make them? Because He liked it. Om vir ons te sê, dit gaan nie oor jou maar nie, dit gaan oor hom. Hoe groot is die Here? Kom ons stap 'n bietjie verder. Waarom, die vraag wat ek vir u wil vra, waarom het jy kind van God geword? Of kom ek verander die vraag net 'n bietjie, wat het jou beweeg om 'n kind van God te word, om jou lewe vir die Here te gee? Dink 'n bietjie mooi. En nou moet jy mooi dink of jy dit sommer ook al gedoen het ook, hoor, hè? Want dit is baie belangrik. Maar as jy dit gedoen het, wat het jou beweeg om 'n kind van God te word? Wat is jou motivering? En selfs hier verskil dit by mense wat katharte en hondeharte betref. Hoekom? Want jy kry dit, en ek sê weer, dis nie noodwendig verkeerd nie. Maar dit openbaar tog iets van die mens. Baie mense kom onder oortuiging en hulle raak bewus van die verskriklikheid van die hel, wat ons weet 'n werklikheid is. En dat God die hel nie geskep het
vir die mens nie, maar vir die duiwel en sy engele. Maar dis tog waar mense gaan eindig wat Jesus verwerp het, mense wat nie hulle lewe vir hom gegee het nie. Maar nou kry jy baie mense wat as motivering, hoekom hulle Christene word, hoekom hulle lewens regmaak, en as jy dit so kan stel, is omdat hulle die hel gesien het. En nou wil hulle net alles moontlik doen, hulle wil net nie daar wees nie. Hulle skrik vir dit. En hulle vlug vir die hel. Want dit is 'n verskriklike plek, ek wil nie daar wees nie. Ek wil net nie daar wees nie. En eintlik wat hulle mee besig is, hulle is besig om vir hulle self 'n brandversekering uit te neem. Ek wil net nie in die hel wees nie. Maar weet jy wat is die gevolg van mense wat baie keer, en ek sê nie in alle gevalle, maar dit is 'n redelike algemene verskynsel. Mense wat vlug vir die hel, en dis hoekom hulle deel wil word van die gelowiges, as ek dit so kan stel. Hulle doen dit, want het gaan oor hulle self. Ek wil net nie daar wees nie. En weet wat gebeur nou? Mense eindig met 'n ingesteldheid oor die lewe. Ek wil net nie hel toe gaan nie. Ek wil net nie hel toe gaan nie. Waar is Jesus in die prentjie? Maar hulle is net besig, ek wil net nie hel toe gaan nie. Ek wil alles doen, ek moet in my pasoppunt wees, ek moet reg lewe, ek wil net nie hel toe gaan nie. Maar die fokus is nie op Jesus nie. Ja, so nou dan kyk hulle om. En hulle weet hy is daar. Maar mense met katharte het baie keer hierdie ingesteldheid van, solank ek net nie hel toe gaan, ek wil net nie daar wees nie. En hulle leer nooit om vir 'n slag weg te kyk van dit, wat 'n harde, wrede werklikheid is, maar om Jesus raak te sien en ons fokus op hom te plaas. Hy het my verlos van dit. Nou is ek worry nie meer oor dit nie. Ek wil nou hom volg. En dis die verskil tussen mense met honde en katharte. Mense wat werklik waar Jesus ontdek het vir wie hy is en om in sy kruiswerk wil verheerlik en besef wat hy alles deurgemaak het aan die kruis. Wat sy gehoorsaamheid aan Vader vir hom uiteindelik gebring het, staan in verwondering teenoor hom. En is vir hulle altyd makliker om hulle lewe aan hom toe te wy, want hulle het nie hierdie in die prentjie nie. Dis nie meer nodig nie. Hulle het nie daai vrees nie, hulle het nie meer daai bekommernis nie. Hulle sien Jesus en ek wil hom volg. En ons moet leer ook as kinders van die Here. En dalk sit hier vanaand van julle wat vir daardie rede by die Here uitgekom het. Ek het met sulke mense te doen gekry. Mense wat werklik waar, ek het in Oudtshoorn het ek 'n boodskap oor die hel, 'n reeks boodskappe oor die hel gebring. En dat mense tot bekering gekom. En mens moet baie keer oor daai goeie praat. Maar daai mense het gevlug van die hel. Hulle het die realiteit van die hel besef, maar hulle het Jesus gevolg. Hulle het geweet, hulle is verlos van dit. En dis wat ons moet leer. Om die hel uit die prentjie te kry as jy kind van God is. Want dis nie iets waaroor jy bekommerd hoef te wees nie. Nie vir terwyl van jouself, maar terwyl van ander, ja. Maar om Jesus te leer ken vir wie hy werklik is. En hom te verheerlik en te bewonder en te aanbid vir dit wie hy is. Maar ook ingesluit wat hy gedoen het, wat my insluit. Dit bring 'n klemverskywing in ons geestelike lewens. Ons fokus verskuif wanneer ons dit uit die prentjie uit begin haal. En ons sien hom raak in sy heerlikheid. So die motivering, die rede tot redding verskil by katte en honde. Katte sien die hel, hulle vlug en sê, dankie tog ek is gered. Of dankie tog ek gaan nie agterbly nie. En dis ook baie keer, behalwe die hel is daar baie mense wat sê, hulle wil, die Here moet my net red, want ek wil nie agterbly by die wegraap hom nie. Waar gaan jou fokus heeltyd wees? Ek wil net nie agterbly nie. Ek gaan alles doen, ek wil net nie agterbly nie. Dis 'n goeie kickstart om my by die Here uit te bring, maar my fokus kan nie daar bly nie. Honde sit die hel agter hulle en fokus nou op God. Ek het iemand gevind wat die moeite werd is om te volg. Daar is 'n plek om vir mense te vertel van die toorn van God en die helse werklikheid. Daar is 'n plek daarvoor, want party mense moet tot besinning geruk word.
Maar om vir mense te vertel wie Jesus werklik is, en al die fokus op hom te plaas, wat kan hy vir jou doen? Hoe kan hy jou lewe verander? Hoe kan hy jou hele lewe beïnvloed vir die res van jou lewe? Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Om vir mense te vertel van God se vermoëns, dit trek mense. Jy hoef nie almal by die hel uit met die hel die skrik op die lyf te jaag en by die kruis uit te bring nie. Vertel hulle van Jesus. Wys vir hulle Jesus. Dit het hy vir my gedoen, dit hy kan vir jou ook doen. Dis verheerliking van God. Mattheus 13 vers 44 sê, verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in 'n saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en hy koop daardie saailand. Wanneer jy besef wie Jesus is en wat hy werklik aan die kruis gedoen het, en ek sê terwille van dit, terwille van daardie liefde, wil ek hom volg. Wil ek my lewe aan hom toewy. Hy verdien dit, hy het dit gedoen. Ek wil hom verheerlik. Dis 'n ander motief. Dis 'n hondehart wat so lyk. En as ons dalk die kathart in ons het, en ons raak bewus daarvan, dan is dit nodig dat ons Here sê, Here, verander my hart, dat ek neig na daardie kant. Ek wil nie daar bly nie. Ek wil nie vrees hê as 'n motivering, ek wil nie agterbly nie, en solank ek nie hel toe gaan nie, ek wil liefde hê, wat my motiveer om Jesus te volg. Sy liefde moet my trek, moet my beïnvloed. Hoeveel kinders van die Here het hierdie blydskap al ontdek in hulle lewens? Redding is vir baie Christene, dit is slegs 'n versekering teen brandgevaar, maar het nog nooit die skat ontdek. En daardie skat is Jesus. Is daar blydskap om te weet, ek gaan nie hel toe nie? Kom ons kyk gou mooi. Ja. Maar is eintlik nie soveel blydskap, ek dink is meer verligting. Nee. Ek gaan nie agterbly nie. Is nie juist veel dankbaarheid, maar is wel 'n groot verligting en mens kan dankbaar wees daarvoor, ja. Maar ware blydskap lê wanneer jy ontdek en besef, ek het uiteindelik gekom by die punt waar ek my skepingsdoel by God gevind het. En ek leef nie meer vir myself nie. Ek leef vir hom. Dis wat Paulus gesê het. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Dis wat by ons moet uitkom. So, ware blydskap lê daar in Openbaring 4 vers 11, U is waardig om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. So waarom is ek en jy hier? Terwille van die eer van God. Dis wat Johannes 16 vers 14 vir ons gesê het. So hoekom gebeur die volgende? Ek gaan vir julle 'n prentjie wys. Dis busse wat daar in Londen onder andere rondry, met daardie slogan op. There's probably no God, now stop worrying and enjoy your life. Kom gebeur dit. Ons kan dadelik in opstand kom in ons binnekant en sê, dis verskriklik. Maar hoekom gebeur dit? Ja, dink mense se koppe raas, né? Nee, maar as jy daar sien, wat is jou dan? Dus sê daar, waarskynlik geen goed nie, maar ja, maar dis hoe mense, ek dink die mense sien dit so nie, né? Ek dink daai is 'n uitdagende manier om vir mense te sê, man, daar is nie 'n God nie. As jy waarskynlik nie 'n God nie, so hoekom worry jy? Gaan aan met jou lewe en enjoy life. It's all about you. Enjoy life. Maar hoekom gebeur dit? Dis die rede. Omdat die heerlikheid van God nie meer onder die mense is nie, en veral onder die mense wat sê ons is kinders van God. En weet jy, in die Ou Testament het so iets gebeur. Kom ek vat vir julle in 1 Samuel 4 vers 21. Toe is daar 'n seentjie gebore. Maar die seentjie het hulle Ikabod genoem en gesê, weggevoer is die eer uit Israel met die oog op die wegneming van die ark van God.
Dit is 'n tyd gewees waar die Filistyne die ark van God, waar die teenwoordigheid van God, die heerlikheid van God in die midde van Israel gesimboliseer het. En toe die Filistyne kom, toe vat hulle die ark saam met hulle. Ons geen ontzag daarvoor gehad nie. En wat bly oor? Hier sit 'n volk in duisternis. En hulle gaan selfs so ver om een van die kindertjies wat gebore word, sy naam Ikabod te noem. En Ikabod het nou al 'n spreekwoord geword ook in die Afrikaanse taal. As jy sê iets is, dis verby, dis klaar praat, dan sê Ikabod. Maar Ikabod beteken weggevoer is die eer van God, weggevoer is die heerlikheid van die Here. En ons lewe in so 'n tyd in Suid-Afrika en selfs in baie kerke, dat die heerlikheid van God nie meer teenwoordig is nie. Hoe weet die mense die heerlikheid van God is teenwoordig? Dit wanneer ons bewus raak van sy teenwoordigheid, wanneer ons motiewe en ons gesindheid is daar, ek wil met God ontmoet. Ek is nie hier vir 'n joy time nie, ek is nie hier om sommer net 'n jolly time te kom hê nie, ek is nie hier terwille van myself nie, ek is hier terwille van hom. Ek is in hierdie gemeente, ek is in hierdie kerk terwille van hom. Dit gaan nie oor myself nie. Die heerlikheid van die Here is belangrik, want waar die Here verheerlik word, ons het nou daaroor gepraat, toe ons verwys het na die koperslang. Wat Jesus gesê het, as wanneer ek verhoog word van die aarde, dan sal ek mense na my toe trek. En as ons Jesus in sy kruiswerk en in wie hy is, wat hy kan doen, verheerlik, hom op die voorgrond plaas, dan gaan hy mense na hom toe trek. Mense gaan kom belangstel. Mense gaan nuuskierig raak. Mense gaan sê, ja, daar het ek woord gekry, daar het ek iets anders te gevind. En ons hoor dit, en ek dank die Here daarvoor. Dat mense, ek het baie kerke gaan besoek, ek het oral rondgeloop en ek het gesoek, en ons het hier gekom en ons het woordbediening gekry, en ons gee vir die Here die eer daarvoor. Want dis waaroor dit moet gaan. As ons nie Jesus verheerlik nie, moet ons hier die Here toemaak. Dan kan ons net wel dit die EG klub noem. Maar ons is gemeente, waar die heerlikheid van God sentraal moet wees, bewustelik moet wees. Iemand het eendag gesê, daar's net soveel van God se teenwoordigheid, soveel van God se heilige teenwoordigheid in 'n byeenkoms teenwoordig, as dit wat deur mense hier ingebring word. Mens kan nie die heerlikheid van God opwek met musiek nie. Johan kan net die boeke uitspeel. Hy kan nie die heerlikheid van God skep nie. Ek kan nie met die erns wat ek het van die kansel af, die heerlikheid van God skep nie. Dis die gesindheid wat ek hier staan, dis die gesindheid wat daar vanaf is, en wat daar inkom by die deur, wat bepaal watter mate van heerlikheid in hierdie gebou is. Ons bring die teenwoordigheid van God saam met ons, of ons los dit daar buitekant. Daarom is dit so belangrik dat 'n mens ook, as jy hierheen kom, dat dit ook 'n voorbereiding moet wees. 'n Geestelike voorbereiding. Want 'n mens kan hier instorm, en mens kan met 110 dinge besig wees, en jy kan nog selfs met verkeerde dinge besig gewees het ook. Dan kom jy in, en dan kom sit mense hier. En ander kan dit dalk nie agterkom nie. Maar die heerlikheid van God is sensitief. So dit is super belangrik dat mense na die dinge moet kyk. Dat ons nie uiteindelik gemeentes is en kinders van die Here is wat hoofsaaklik besig is met katteologie, en dit gaan oor my. Solank ek tevrede is, solank ek gevoed word, en solank ek geleer word, en solank dan na my behoeftes gekyk word, I'm here to be served. In plaas van I'm here to serve. Ek is hier om te sê, Here, hier is ek. Gebruik my, stuur my. Dis die teenoorgestelde van katteologie. Dis honteologie in die ware sin van die woord. So daar's 'n ernstige wanbalans baie keer in kinders van God se lewe. God is daar vir my, in plaas van ek is daar vir hom. So as gevare, ontsettende groot gevare van katteologie. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, net so inleidend nou, en dan gaan ek môre aand met die daaroor gesels. En dan, so Here wil Dinsdag aan, gaan ons oor die ABC vir die skep van hondeharte met u praat. Hoe verander die Here 'n mens
as ek bewus raak van hierdie kathart in my, of dat daar baie van dit in my lewe nog is, hoe kom ek by die teenoorgestelde, by die regte ding uit? Maar die ernstige wanbalans, die gevare van katologie lei tot selektiewe geloof, wanneer kom by Bybel lees. Kathart mense soek baie keer in hierdie lewe 'n regverdige bestel. Die lewe is nie regverdig nie. Punt. Maar mense met katharte wil hê, alles moet altyd honkie-dorie wees, alles moet regverdig wees, en die Here sal sorg daarvoor. Kathart mense lei baie keer aan die wennersirkel mentaliteit. Wat is dit? Môre aan vind dit wys. En dan ook katologie ontwikkel in ons verkeerde prioriteite. So, wanneer het kom by Bybelstudie, en hierdie is net opsommend, want ek gaan môre aand met die daaroor gesels in Bybelstudie, met mense met katharte wil gewoonlik meer uitvind omtrent wat God alles vir my kan doen en gedoen het. Fokus. Gebedstyd, het gaan oor my begeertes en my behoeftes, met God te deel en te vertel waarmee hy my alles moet help. Ek wil jy moet net rustig stil daaroor begin dink in tussentyd. En solank gaan let op jou eie gebede. Waar is die fokus? Ek sê weer, ons is met hierdie boodskappe nie besig met 'n ligtelike oefeningkie nie, maar om na ons diepste bedoelinge en ons motiewe te gaan kyk. Waarmee is ons besig? En dit kan dalk ongemaklik raak as mens van hierdie goedes in die oë moet kyk, maar dit is nodig sodat die Here ons kan suiwer voor sy koms. Katologie beteken die Here moet dinge vir my veilig maak, sodat ek gemaklik deur die lewe kan kom met die minste moeite en teëstand. As long as I'm happy. Ek wil net nie moeilikheid hê nie, ek wil so smooth sailing so deur die lewe hê. Ek steur nie te veel mense nie, want dan word ek ook nie te veel gesteer nie. Want ek wil net met so min as moontlik teëstand wil ek uiteindelik by die hemel uitkom. Verskriklike kathart, né? Wat so klink. En dan laat om happy en suksesvol te wees en die Here sal my daarmee help. Moenie skrik vir die goedes. Dis goedes wat mens optel onder kinders van die Here. God wants us to be happy. And He will help me with that. And that's why He came. Dis nie waar nie. My lewe het my geleer. En die bediening het vir my geleer. Happiness lê nie altyd in dit wat die Here van my lewe uit wegvat nie, maar waar hy my vat. Happiness lê nie dat die Here my gespaar het van ellende nie, maar dat hy my deur ellende gevat het. That's true happiness. That's joy. Groot verskil. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor hom. Amen. Kom ons bid saam. Here, u woord is vir ons kosbaar en omdat u al die kennis het, die insig het wat in elkeen van ons lewens aangaan, wat in hierdie wêreld aangaan, waar ons vandaan kom, waarheen ons op pad is, dit wat in die lewe oor jare in ons ingebou is, deur ervarings, deur woorde, deur gebeure. Here, u weet alles. U weet wat 'n rol dit gespeel het in die vorming van ons teologie, ons kennis van God. Maar Here, u weet ook dat ons baie van hierdie dinge nooit as verskonings kan aanvoer oor waarom ons nie wil en kan verander nie. Want u kan dit doen, u wil dit doen. Here, u wil hê dat ons u moet dien. Dat ons lewe so sal inrig en dat nie gaan oor my gemak nie,
maar oor, is ons hier, is ons besig om werklik waar ons lewensroeping te vervul. En ons kan baie keer kyk na Hebreërs 11 en ons sien al die geloofshelde. En ons sien vir Abraham en ons sien vir Moses en ons sien vir Abel en al daardie Ou-testamentiese helde wat vir ons mooi voorbeelde is van mense wat in die geloof gewandel het. Maar Here, ons vergeet partykeer die laaste deel van daardie hoofstuk van mense wat deur verskriklike dinge moes gaan. Terwille van hulle geloof. En dan deins ons terug vir dit. Die woord sê vir ons, as ons godvrugtig wil lewe, as dit ons prioriteit gaan wees om Jesus te verheerlik, om hom die voorgrond te gee, dan gaan ons teëstand kry. Ons sal vervolg word. Dankie Here dat ons dan kan weet, U sal ons nie in die steek laat nie. U eer dit. Here, gaan voort met U werk in ons harte, om maar die donker plekkies uit te wys, en laat U lig op dit ook val. Want een van ons kan vanaand hier staan of sit voor U en sê, alles gaan goed nie, dit is wel met my siel nie. Here, U weet genoeg, om vir my en vir elkeen bewus te maak, sê, dit is nie so nie. Ons het elkeen nog grondgebied om in te neem, ons het elkeen nog geestelike waarhede om te ontdek, ons het elkeen nog ruimte om in te groei in kennis en ervaring. En dankie het U vir ons ook wat dit betref tegemoet kom deur die werking van U Gees en van U woord. Ons eer en ons aanbid U vanaand vir wie U is, die grootheid en die skepping, in die makrokosmos en ook in die mikrokosmos, die groot en die klein, sien ons net wie U is. En hoe nietig ons as mens is. En tog het U ons gekoop met U kosbare bloed. Ons eer en ons aanbid U daarvoor in Jesus se naam. Amen.